Action SA sê hy verwag dat môre se begroting die probleem van werkloosheid onder die loep moet neem en die onderwysdepartement sê hy is besig om 'n raad saam te stel wat na maniere moet kyk om opvoedingsstandaarde te verbeter. Dis vandag die 20ste Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Action SA sê die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se derde weergawe van sy begroting behoort veral aandag te skenk aan die werkloosheidskrisis sowel as korrupsie. Godongwana sal môre vir die derde keer die begroting voorlê nadat onderskeie partye nie die vorige kere daaroor kon saamstem nie. 'n Action SA parlementslid, Alan Beasley, sê die werkloosheidskrisis is besig om buite beheer te raak en meen die regering van nasionale eenheid kan, volgens die party, dit nie oplos nie. Die uitgebreide werkloosheidskoers staan tans op 43,1%. Die departement van onderwys sê hy is besig om 'n raad saam te stel wat na maniere moet kyk om opvoedingsstandaarde te verbeter. Dit sluit die slaagsyfer vir matrikulante in, wat in sekere vakke 30% is. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het in antwoord op 'n parlementêre vraag gesê dat die aanpassing van die slaagsyfer noukeurige oorweging vereis. Benoemings vir lede van die raad het reeds gesluit en die departement is besig met die keuringsproses. Volgens Gwagube is die samestelling van 'n raad 'n teken van haar toewyding om nie besluite te neem sonder dat die nodige bewyse ingewin is nie. Die voormalige burgemeester van die Tshwane Metro en die DA se kokesleier in die metro, Silje Brink, het in 'n skrywe op sosiale media geskryf dat dit onaanvaarbaar is dat substasies in die stad aanhoudend opblaas. Dit kom nadat 'n brand vanoggend by die Swartkop substasie in Centurion uitgebreek het en dele van die stad sonder krag gelaat het. Brink sê die vraag moet gevra word oor hoeveel van die substasies in Pretoria die nodige beskerming teen brande het. Hy meen substasies is nie veronderstel om so maklik aan die brand te slaan nie. Volgens hom moet die infrastruktuur beskerm word omdat dit ook tot beserings of mense se dood kan lei. En die Oos-Kaapse polisie is op soek na 'n onbekende aantal verdagtes wat by die premier Oscar Mabuyane se huis in Bankers Hill in Oos-London ingebreek het. Die inbrekers het met meer as R40.000 se elektroniese ware weggekom, ten spyte daarvan dat die woning onder 24 uur polisiebewaking is. Sy kantoorsleutels en klanktoerusting is onder meer gesteel. Mabuyane was nie tuis ten tye van die voorval nie. 'n Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Sipukazi Mawisa, sê die polisiebeamptes aan diens het eers van die inbraak bewus geword toe hulle gesien het dat een van die sitkamerruite verwyder is. Dis aan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy saamgekyk het. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en familie. En dan kan jy môre weer inskakel vir nog vars nuus van my kant af. Totsiens.